Ons begin hierdie erediens in die naam van ons koning, Jesus Christus. Ons sit dit voor deur die genade van ons Vader wat ons omhels. En ons doen dit in die krag van die Gees wat in ons woon, in die werk van die Here Jesus in ons voortsit. Aan hom, God drie-enig, ons lof, ons aanbidding, ons dankbaarheid. Amen. Gemeente van Waterval en vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Weer eens baie welkom broers en susters vanoggend in die kerk van die Here. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën by die aanhoor van hierdie boodskap. Ons tema vanoggend is: hoe voel jy oor jouself? Matteus 22 vers 34 tot 39. Dis die opsomming van die wet van die Here wat julle almal baie goed ken. Kom ons bid saam. Here God, U is aanbidlik. Wanneer ons oor U dink, met U moet praat en iets vir U moet sê, dan is die woorde maar eintlik so 'n bietjie stomperig. Sukkel dit, want wat kan ons oor U sê? U is baie groter as ons verstand. Groter as die skepping, die heelal. Die laaste woord sal nooit oor U gespreek kan word nie. Want U is God. En dis hoekom ons hier is. Want ons kom om die groot God te eer en te aanbid. Dis 'n erediens, 'n diens tot U eer. Maar ons is ook hier, Here, om genade te ervaar. Want dis wat U doen. U boer met genade. U gee dit verniet. U stort dit oor ons uit. En ons is absoluut aan die ontvangkant van U guns. Partykeer gaan dit moeilik. Partykeer gaan dinge nie lekker in ons lewens nie. Partykeer vang ongesondheid en siekte ons. Partykeer druk die lewe ons. Maar een ding is seker. U is ons rots, ons vastigheid, ons hoop. En ons is hier, Here, om ook te hoor wat sê U vir ons uit die woord. Sodat dit ons sal verander, ons sal optel, ons sal hoop gee, ons weer 'n bietjie wind van agter af gee. Sodat ons beter kinders van U kan wees in hierdie wêreld waar ons geroep is. So seën ons same syn vanoggend. En seën ons. Ons vra dit in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Hoe voel jy oor jouself? Matteus 22 vers 34 tot 39. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek en gevra: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk is: jy moet jou naaste lief hê, soos jouself." Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ek het agtergekom dat baie mense sukkel met verhoudings. En as ek nou praat oor verhoudings, dan bedoel ek nou nie net man-vrou verhouding nie. Ek praat oor meer as dit. Ek praat van verhoudings in die algemeen. Ja, die huwelik ook. Ons hoor baie keer daar maar baie seer wat kom uit huwelike uit. En dan as jy nou bietjie begin dieper delf, dan kom jy agter hier is eintlik 'n paar goed wat eintlik maklik uitgesorteer kan word as hierdie mense verstaan wie hulle is en wat hulle is. En as hulle net hulle koppe wil swaai oor hoe hulle oor hulle self behoort te voel,
By die skool hoor ons ook van verhoudingsprobleme met kinders. Daar's jaloesie en daar's afknypery en daar's boelie en daar is mense wat sommer net vieslik is met my kinders. En by die werk ook. Baie keer hoor ons van afguns en van spanning en van krisis. Ek kan nie die baas van my nie verdra nie, man, hy is wreed. Hy laat my werk en hy druk goed op my af, terwyl 'n ander in sy kantoor sit wat sy wit broodjies is en net niks doen nie. En ons kry dit in die sportveld ook. Hoekom dink jy, raak baie mense so aggressief op die sportveld? Dat ons 'n ander een sommer 'n opstopper gee. Is dit nou maar net die oomblik van so opgewondenheid, ek het nou nie lekker beheer gehad nie, of is dit omdat ek nie hou van wat hierdie ander persoon op die veld kan doen nie? Ongelukkig gebeur dit ook in die kerk. Ons sê negatiewe goed oor mekaar. Ons knyp mekaar. En soms is ons lelik met mekaar. En dis juist die laaste plek waar dit nie moet gebeur nie. Dit moet nie hier gebeur nie. Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom sukkel ons in verhoudinge met ander mense? Nou, ek dink as jy na beraders en sielkundiges luister, gaan die meeste van hulle vir jou sê, gaan oor selfbeeld. Mense sukkel met hulle self, en daarom sukkel hulle met ander. Mense weet nie hoe om hulle self te sien nie, hulle self te waardeer nie, hulle self lief te hê nie. En dis hoekom hulle sukkel met die lewe en sukkel met ander mense. Want hulle het hulle self nie lief nie. En doen ook nie moeite met hulle self nie. So my vraag aan jou vanoggend in die kerk is, of jy as YouTube kyker, hoe voel jy oor jouself? Is jy trots op jouself? Of as jy nou na jou lewe kyk tot waar jy nou gekom het, is jy tevrede met wat jy bereik het? En tot waar jy gekom het? Het jy daai gevoel van I'm content, soos die Engelsman sê. Ek is tevrede. Ek is gelukkig. Of is jy dalk in daai kategorie waar jy voel, ja, ek is maar redelik tereelgestel in myself. Ek is eintlik 'n mislukking. As ek mooi moet gaan kyk en ek stel nou 'n lys van pro's en cons in my lewe op, en ek kyk na die resultaat, is nie eintlik trots op myself nie. Eintlik voel ek nie baie van myself nie. Is maar ongelukkig in myself. So watter kategorie val jy? Ons het hier in Matteus 22 met die opsomming van die wet te doen. En dit gaan oor 3 liefdes wat hier genoem word, 3 objekte van liefdes. Ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En ek moet ander mense lief hê, soos ek myself lief het. Maar ingebou ook hier is daar 'n derde kategorie wat ons soms miskyk. Ek moet ook myself lief hê, want ek kan nie ander mense lief hê as ek myself nie lief het nie. Die Here het dit nie om dowe neute gesê nie. Jy moet jouself ook lief hê, want dit is die basis om ander te kan lief hê. Natuurlik gebou op jou liefde vir God. En ek wil vanoggend net oor hierdie derde kategorie praat. Liefde vir myself. Is ek lief vir myself? Dis 'n goeie vraag, né? Is ek regtig lief vir myself? Indien ek myself ten volle lief hê, of nie lief het nie, gaan ek definitief probleme in die lewe hê. Ek gaan probleme hê as ek myself nie eers kan waardeer nie, myself nie kan lief hê nie, gaan ek probleme hê om as mens tot my volle reg te kom. Want as ek hierdie houdingkie het, gaan ek nie tot my reg kom nie. As ek myself haat, nie tevrede is met myself nie, ongelukkig is in myself, hoe kom ek tot my volle reg? En glo my, die Here wil hê dat ek en jy tot ons volle reg as mens moet kom. As ek myself nie lief het nie, kan ek oom nie dood nie ander mense lief hê nie. Ek mag dit dalk met die mond sê, maar my dade sal anders bewys. En as ek myself nie kan lief hê nie,
In ander woorde, as ek myself nie kan waardeer oor hoe God my sien nie en hoe God my beleef nie, gaan ek uiteindelik ook 'n probleem hê met my godsbegrip. So dit is geweldig belangrik dat ek en jy onsself liefhet. Maar nou kan jy dalk sê, maar dominee, hoe sny ons nou die lyn? Want dit is 'n baie fyn lyn van selfliefde en selfsug. Want om myself lief te hê, is dit nie dalk nou maar 'n teken dat ek net vir myself omgee nie. Dis selfsug. Want selfsug stel ek myself eerste in alles. En ek gee nie tyd om vir die res van die wêreld nie. Dis selfsug. Selfliefde is iets anderste. Selfliefde is om myself te waardeer. Myself waardasie te gee voor God. Miskien vanuit die hoek van God na myself te kyk. Wie is ek? Wat het God gemaak? Hoe het God my gemaak? Wie is ek voor die Here? Wat is my goeie punte? Alles wat die Here vir my gee, my talente, my gawes. Hoe kan ek bruikbaar wees in sy koninkryk? Jou naaste soos jouself. Dis 'n baie ou gedagte, né? Want dit kom uit die Ou Testament uit. Gaan lees dit maar in Levitikus 19:18. Here Jesus het dit feitelik net so aangehaal in Matteus 22. So dis geen nuwe gedagte nie. Dit kom amper so begin van die geskiedenis van Israel af. So reg van die begin af. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek dink Israel het dit vergeet, want hulle het net oor hulle self ge-worry. Dit was selfsug. Ons is die verbondsvolk, ons is uitverkore, ons is God se kinders, ons worry nie oor die res nie. Dis selfsug. Israel het nie gekop wat die Here eintlik vir hulle wou sê nie. En as ek dit nou mooi luister, jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n opdrag. So eintlik vat ek daai opdrag verder. Dis nie net 'n gevolgsin nie, dis 'n gevolgsin op die opdrag. Ek moet myself ook lief hê. Dis geweldig belangrik dat ek myself moet lief hê. Hoekom is dit so belangrik? Want wat doen jy vir jouself? Jy versorg jouself. Jy vergewe jouself nogal redelik maklik. Meeste van die goed vergewe ons. Ek meen, as julle nou vir my vra, wat het ek verlede jaar op daai datum verkeerd gedoen, sal ek sê, nee, ek weet nie. Lankal vergeet daarvan. Jy beskerm jouself. Jy neem verantwoordelikheid vir jouself. Jy kyk om na jou eie welstand. Jy pas jou mooi op. So as ons van daai hoek af kyk, miskien is daar so 'n bietjie selfsugtigheid in, maar dit is oukei, dis goeie selfsugtigheid daai, want jy neem verantwoordelikheid vir jouself. En wat wil die Here sê? Dit wat jy vir jouself wil hê, moet jy verander wil hê. Want dis nie waar die bus stop nie. Ek moet myself lief hê, sodat ek ander kan lief hê, soos wat die Here wil hê. Al die mooi dinge wat ek vir myself wil hê, gun ek vir enige ander mens. Wil ek ook vir hulle hê. Ek wil ook voorspoed vir julle hê. Ek wil ook hê dat julle moet mooi gesond wees en lekker aantrek en goed eet en warm slaap. Ek wil dit hê, ek wil dit ook vir jou hê. Ek wil ook hê jy moet 'n goeie werk hê. Ek wil ook hê julle moet 'n toekoms hê, julle jong mense. So alles wat ek wil hê, gun ek ook vir ander mense. Dit spreek nogal baie, né? En daar's 'n paar ouens van wie ek nie hou nie. Maar hierdie opdrag, wat ek vir myself wil hê, wil ek ook vir ander hê. Dit het niks met selfsug te doen nie. Dit het met liefde te doen. Liefde wat kom uit my selfliefde uit. Ons kan dit nog verder vat. Omdat die Here vir my so goed is, wil ek graag hê hy moet vir jou net so goed wees. Al die seëninge wat ek ontvang, ek wens jy kan dit ook ontvang. Wens dit vir jou toe. Dis hoe dit hoort. En dit pas Paulus toe hierdie versie. As jy in Efesiërs 5 gaan lees, dan sê hy nou, as hy praat oor die huwelik, en sê,
Manne, julle moet julle vroue lief hê soos julle eie liggame. Manne, jy moet jou vrou lief hê soos jy jouself lief het. Nee man, eintlik wil Paulus sê, jy moet haar beter lief hê as wat jy jouself lief het. En kan ons dit nie toepas op alle verhoudinge nie? Ek moet ander mense lief hê, beter as wat ek myself lief het. Omdat ek so mooi verstaan wie ek is en wat ek is, en omdat ek vir myself omgee en myself lief het, kan ek met gemak ander mense voor my stel? Kan ek met gemak my vrou eerste stel? Kan ek met gemak my man eerste stel? Kan ek met gemak my kollegas, my medegelowiges hier in Waterval? Kan ek met gemak enige mens wat op my pad kom eerste stel? En dis waarop het neerkom. Met gemak. Want ek weet wie ek is. So moet jy jouself sien. Ek is deur God gemaak. God het my gemaak. God het nie gemors gemaak nie. Ek is na sy beeld geskape. Kom, laat ons mense maak na ons beeld, sê God drie-enig. Kom ons maak skadies van onsself. Kom ons maak 'n afbeelding van onsself. Kom ons maak klein goetjies na ons beeld. Ons verteenwoordigers. Ons dink so baie van hulle, ons maak hulle na ons beeld, sodat hulle ons hande en ons voete kan wees in die wêreld. Ons het soveel vertroue in ons maaksel, dat hulle eintlik ons job op aarde kan voortsit. Dis wie jy is. So belangrik en kosbaar is ek en jy vir God. En as jy nou nog nie dit mooi verstaan nie, jy is so kosbaar vir God, dat hy sy eie seun aarde toe gestuur het en hom laat doodmaak het, sodat hy in 'n kruis die ergste, wreedste dood moes kry om jou te red. Verniet, genade. Dis hoe God jou en vir my sien. So kosbaar is ons in sy oë. En dan sê hy, en ek wil jou gebruik. Gaan dan heen, verkondig die evangelie, gaan wees die lig in die wêreld, gaan wees die sout van die aarde, gaan verteenwoordig my, gaan en dans op my ritme, saam met my seun in hierdie wêreld en vestig die koninkryk van God. Dit moet ek en jy ons eie maak. Want as ek dit glo, dan kan ek myself gee. Dan kan ek. As ek hierdie glas water vat, wat is hier binne-in? Water. En as ek dit nou uitgooi, waar gaan die water? Daai water wat nou uitgegaan het, is dit nog steeds water? Dis water. As die lewe jou stamp, en as die lewe vir jou druk, en as daar slegte goed op jou pad gebeur, wanneer iemand die glas omstamp, wat kom uit? Wat kom uit? Want dit is so, wat hier binne is, sal uitkom. Kyk maar hoe reageer ons in die oggend in die verkeer. Sê dit nie iets van wat werklik hier binne lewe? Verstaan ons dan nou, wat gee ek? Want wat is hier binne? Hoe voel ek oor myself? Genade, baie keer skaam ek myself in die verkeer vir wat ek soms doen en sê. Dit verraai iets. So wat is binne? As ek myself nie lief het nie, kan dit baie lelike gevolge vir my hê. Kom ons kyk net so vinnig, want ek weet nie hoe om ander lief te hê nie. As ek myself nie kan waardeer nie, hoe kan ek ander waardeer? As ek myself nie kan lief hê nie, en met myself geduldig kan wees nie, en met myself ordentlik kan werk nie, hoe kan ek met ander mense so werk? Iemand wat nie kan lief hê nie, en wat hulle self nie kan lief hê nie, onttrek gewoonlik. Want hulle kyk van mense is so skeef, en so verkromp, dat hulle liewerste onttrek.
Want eintlik verraai dit wat daar binne-in aangaan. Verder, mense wat hulle self nie kan lief hê nie, is afhanklik van ander se goedkeuring. Dit is so belangrik wat Piet oor my dink. Dit is so belangrik wat Sunny van my sê. Dit is so belangrik dat my pa my net moet 'n lofprysing gee vir alles wat ek doen. Dit is so belangrik dat ek net moet by die werk erkenning kry. Dit is so belangrik dat die gemeente net vir my moet sê, ag dominee, dit was weer 'n goeie preek vanoggend. Is ook siek, so dominee dit verwag. So, jy voel net nooit, jy's goed genoeg nie, jy's so afhanklik van ander mense se kommentaar en se aanmoediging, dat hulle sukkel om hulle self te handhaaf. En hulle is ook jaloers, want hulle voel heeltyd bedreig deur almal en alles. Hulle gun nie die son oor ander mense nie, en as hulle bietjie beter het of beter doen, dan wil ek ook beter hê. En julle ken mos daai ouens, né? Yes, hy het altyd die beste, en hy het altyd die vinnigste kar, en hy het altyd die mooiste huis, en hy het altyd die beste by die werk, en hy het altyd, julle ken sulke mense, en hulle brek verskriklik, veral in geselskap, en gaan kyk maar na hulle selfbeeld. Hulle verraai iets van wat daar binne-in aangaan, daai glas water wat daar uitloop. En eintlik is hulle stikkende mense, want hulle weet nie hoe om hulle self te handhaaf nie. En hulle hou daarvan om misbruik te word. Ja, ek sal maar die donkie wees, weet. Ek sal altyd maar die slegste deel van die koek sal ek maar kry. Ek sal maar altyd laat mense my maar die moeilikste take gee. Ek is heeltemal bereid om altyd net die ou donkie te wees vir almal. Hulle hou daarvan. Dit laat hulle dan in 'n sekere sin bietjie waarde gee. En uiteindelik verloor hulle die vreugde om die mens, maar veral ook om vir God te dien. Want dit wat hulle voel en dit wat hulle uitprojekteer en leef na buite toe verraai eintlik ook iets van hulle verhouding met God, dat hulle ook 'n gebroke verhouding met God het, dat hulle nie God reg verstaan nie en God reg sien nie. So dis die nadeel daarvan. Nou as daar enige van hierdie goed is wat jou vanoggend raak, dan is daar ruimte vir verbetering en vir verandering. Omhels jouself. Ek sê dit vanoggend vir jou, omhels jouself. En wees lief vir jouself. Nie selfsugtig nie, wees net lief vir jouself. Waardeer jouself. Onthou, weet dat God jou liefhet onvoorwaardelik. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n stukkie troos vir my en jou nie? Te weet, God het my aanvaar. Onvoorwaardelik. Hy sê nie vir my Willie of Pietie of Sunny of Abby of Annette. Ek wil eers hê jy moet so 'n paar dinge doen en so 'n paar goed by jou verander voor ek jou aanvaar nie. Ek aanvaar jou vir wie jy is. Omdat jy dit weet, sal jy outomaties sekere veranderinge in jou lewe bring. Want wanneer jy met die Here die pad stap, dan kom jy agter en voel jy soms daar's goed wat jy kan verander in jou lewe tot beterskap van jouself en jou verhouding met God. Aanvaar jouself. Ja, ons het almal foute gemaak. En ek en jy gaan nog baie foute maak. Maar al ons foute is aan die kruishout gespyker. Al ons foute is vergewe. Gister is verby. God het dit klaar vergeet. Hou dit nie teen ons nie. So moenie dit ons terughou nie. Want gister hou ons terug om vandag en môre voluit te kan lewe. Praat met jouself. Ek het dit al voorheen in 'n preek gesê. Gaan staan net voor die spieël en sê, man, ek hou van jou. Ek dink jy is sharp. Weet jy, die Here het vir jou soveel wonderlike gawes gegee. Die Here is vir jou so goed. Pomp jouself op. En vertel jouself hoe God my sien. En dan gaan ek uit my huis uit. Kyk in die spieël en bou jouself op. Kyk ook mooi na jouself. Trek jou beste aan wat jy het. Eet lekker wanneer jy kan lekker eet. Doen goed wat vir jou lekker is.
Soos jy 'n stokperdjie het wat jou waarde gee, wat jou laat goed voel om dit te bemeester. So terloops, ek dink nogal ek het hierdie week gewen. Ek het 'n puzzle in 1 dag gebou en dat op die boks gestaan tot en met 4 jaar. So wees trots op jouself as jy daai goed kan doen. Dink oor die lewe. Dink oor jou verhouding met God. Dink oor jou verhouding met jou naastes om jou geliefdes. Dink, ons maak te min tyd om stil te word voor God. Weet jy wat, dit is ook gebed. As jy vir 10 minute kan gaan sit in die oggend vroeg wanneer die voeltjies begin fluit, sê ek nou vir jou, dit gaan vir jou soveel waarde hê, om net daar te sit, in stilte voor God, en in te drink, 'n stukkie van die natuur. Miskien moet ons Durban na julle huis toe kom, want hulle het die wonderlikste uitsig daar by hulle. Net stil te sit, en oor myself te dink, en oor God en die lewe, en hou op om jouself te vergelyk. Hou op. Moenie jouself vergelyk nie. Dit maak mens siek. Wees tevrede met wie jy is en wat jy het. Wees tevrede, want dit, of dit nou so bietjie of so baie is, kom alles uit die hand van God. Ek hoef nie perfek te wees vir God om gebruik te word nie. As God perfekte mense wou gehad het, sou hy sy engele gebruik het. Maar hy het juis gekies om vir jou te gebruik en vir my te gebruik. En ons is alles behalwe perfek, maar hy wil ons gebruik. Ek wil graag vir jou 'n paar tekste gee waaroor jy kan gaan dink. Psalm 139, vers 14. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Is dit nie mooi nie? U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Ek is vervul met verwondering. Psalm 8 sê ook, hy het ons bietjie minder gemaak as die engele. Matteus 10, wanneer Jesus praat oor wanneer ons besorgd is, dan sê, julle is baie meer werd as die mossies. Ek sorg vir die mossies, ek Vader sorg vir hulle, ek sorg vir die gras, ek sorg vir die blomme, maar julle is meer werd as dit. Is baie meer werd as dit. Efesiërs 2, God het ons nou gemaak wat ons is, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade, waarvoor hy ons bestem. God het ons verander. In Christus is ons aan die verander. Romeine 8, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Niks in hierdie wêreld kan ons van God skei nie. Nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie vervolging, nie honger, nie naaktheid, nie swaard of gevaar, maar al hierdie dinge maak ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. So voel jy oor jouself. Hier is R100. Is hy iets werd? Ja, hy is daarom iets werd, né? Julle stem. Wil iemand hom nog hê? Ja, Raleigh sê sy wil hom graag hê. Hoekom? Want hy is nog steeds iets werd. Al is hy gefrommel. Want as ek hom nou 'n bietjie mooi reguit maak, ek vat hom huis toe en ek gaan hom met die strykyster weer regmaak, want ek het hom by my vrou geleen. Dan is hy is nog steeds iets werd, al is hy gefrommel. Al het die lewe jou gefrommel. Al het jy wat se soort opvoeding gehad. Al wat het ook al gister met jou gebeur. Al het jy die slegste man onder die son. Al het jy hierdie vrou wat, nie is praat daaroor nie. Dit maak nie saak nie. Al het die lewe vir jou gedruk, jou gefrommel. Hy het nog steeds koopkrag. Hy het waarde. Het jy waarde in die oë van God? Onthou dit. Wees lief vir jouself. Amen. Baie dankie, Here, dat U met ons praat in goeie Afrikaans, dat ons kan verstaan.
Want U was nooit moeilik met woorde nie. As ons maar net die Nuwe Testament lees, en veral U woorde, Here Jesus, met die mense om U, het U dit so gemaklik gesê, dat hulle kon verstaan. Dankie dat U vir ons 'n positiewe boodskap gee, dat ons onsself moet lief hê, want dit is die bron, die begin van waarde, om ander te kan lief hê en te kan dien. So verander ons gesindheid teenoor onsself. Laat ons met ander oë na onsself in die spieël kyk, sodat ons vir U kan bruikbaar wees. Party van ons, Here, het goedjies wat krap en wat pla, maar ons onderneem om dit vanoggend na U toe te bring en daaraan te werk. Help ons. En wanneer ons nie gehelp kan word nie, Here, gee vir ons 'n oor, gee vir ons 'n klankbord, gee vir ons iemand op ons pad. Ons bid vir elkeen in hierdie gemeente van Waterval, dat ons U met blydskap en vreugde sal dien, dat ons U eer sal soek, dat Waterval sal uitstaan as 'n gemeenskap van mense wat werklik hulle self liefhet en mekaar liefhet, mekaar verdra, by mekaar staan, vergewe, kan aangaan. Laat ons op ons plek vol staan in hierdie omgewing en in die wêreld waarin ons werk, woon, speel. Waar ons gaan, is ons altyd in U teenwoordigheid. So Here, wanneer die glas omgestamp word in ons lewens, dat die water uitloop, die regte goed uitkom. Dankie dat ons in U oë waarde het. Dankie vir alles wat U vir ons gee en doen. Ons prys U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir ons lei om te gaan lewe in vrede. Sal die Gees van die Here vir ons genade gee om onsself lief te hê, sodat ons kan ruimte maak vir die wêreld en vir mense om ons. Laat U genade en U bloed ons help. In Jesus naam. Amen.